Goed, baie welkom weer en man, kom ons bid weer saam. Jy weet, hoekom ons bid, is omdat ons wil graag hê dat die Heilige Gees hierdie woorde vir jou duidelik maak. Ek kan net praat, maar net die Heilige Gees kan hierdie woorde vir jou lewend maak. So kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat ons weer saam kan kyk wat die woord sê. Vader, dankie dat U vir ons omgee, dat U so lief is vir ons. Dat U ons so lief het, dat U seun gegee het, sodat ons bevry kan word, sodat ons kan lewe, al het ons ook gesterwe. Ons dankie daarvoor, Vader, in Jesus naam. Dankie, Heilige Gees, dat U nou hierdie woord vir ons duidelik maak. En Vader, dankie vir die een wat kyk en luister. Ons loof U vir dit, Vader. Ons dankie dat hierdie woord U woord is. En dat dit groot krag het, in Jesus naam. Amen. Goed, ek het met jou behandel, jy is gees, siel en liggaam. Ek het vir jou skrifgedeeltes gegee. Daar's een skrifgedeelte wat by my opkom wat ek nie gegee het nie, en dit is in Hebreërs hoofstuk 4. As jy gou daarna toe blaai, en van daar af sal ons dan verder gaan. Hebreërs hoofstuk 4 sê die volgende. Want baie keer vra mense my, nou wat is die verskil tussen jou gees en jou siel en jou liggaam? Nou die liggaam het 'n mens nie 'n probleem mee nie, maar die siel en die gees, dis daar waar die koekie die fan tref en waar mens bietjie dink, wat is dit nou? Maar soos ons aangaan, sal jy begin sien. Goed, Hebreërs 4 vers 12. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees. Hoor mooi, die woord is 'n tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg van die liggaam nou en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. So die woord van God, as dit na jou toe kom, wil dit skeiding maak, of dit maak skeiding. As jy daai skeiding raak sien, dan begin 'n wêreld vir jou oopgaan, en jy begin sien, maar ek is gees, siel en liggaam, en dit word genoem die mens. Ons is baie spesiaal. Ons is nie soos engele nie. Ons het 'n liggaam, ons het 'n siel, en ons het 'n gees, en dit vorm ons. Ons is 'n mens. Goed, ek het vir jou gewys, gees, siel en liggaam. Nou, ek gaan dit weer effens teken hierso, dat jy net weer sien, gees, siel en liggaam, onthou gees, siel en liggaam, en dit was die dood, en die dood het tot jou deurgedring, en tot alle mense deurgedring. Al die mense het hierdie dood ervaar. Al die mense, ons almal, het hierdie dood ervaar. Daar was 'n groeiproses van hierdie dood, in Adam se liggaam, in Kain en Abel se liggaam, en die groeiproses het gemaak dat Kain sy broer doodslaan, en die dood het deurgedring. Nou, kom ek wys vir jou 'n skrifgedeelte in Romeine, en ek wil vir jou wys hoe erg hierdie probleem was. En ek sê was, want Jesus het gekom. In Romeine hoofstuk 5, sê dit in vers 14, tog het die dood geheers van Adam af tot op Moses, ook oor hulle wat nie gesondig het in die gelykheid van die oortreding van Adam nie, want wat 'n voorbeeld is van hom wat sou kom. So, tog het die dood geheers van Adam af tot op Moses. So die dood het geheers van Adam tot op Moses. Moses het die wet gegee, nee? God het die wet deur Moses gegee. Goed, die dood het geheers. Nou kyk nou na Hebreërs, ons spring weer soontoe, Hebreërs hoofstuk 2, en dan gaan dit vir jou wys wat Jesus kom doen het. Hy sê in vers 14, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, dis nou ons is vlees en bloed deelagtig, het hy, Jesus, dit ook op dieselfde manier deelagtig geword. Hoe het Jesus vlees en bloed deelagtig geword?
deurdat hy gebore is uit 'n vrou. Toe kon mense sien, hoe lyk Jesus? Hoe lyk God? En hier kom Jesus, hy was uit 'n vrou gebore, hy het net soos ander mense gelyk, en dit sê, hoekom is dit so? Hoekom is hy so gebore? Sodat hy, Jesus, deur die dood, deur sy dood, deur Jesus se dood, hom tot niet kon maak, wat mag oor die dood het, dit is die duiwel. So jy sien, die dood het geheers tot op Moses, en toe kom Jesus hier, en hy het vlees en bloed deelagtig geword, sodat hy, die een wat mag oor die dood het, tot niet kon maak. So, onthou jy, ek het vir jou klein S hier so gemaak, Satan, daai gees, wat in die kinders van ongehoorsaamheid werk. So, hier aan die kruis, het Jesus iets gedoen, met die duiwel. Ek teken hom daaronder, S, en Jesus het hom onder sy voete gestel, en Jesus, die Bybel sê in Hebreërs 2 vers 14, het hom tot niet gemaak, wat mag oor die dood het, dit is die duiwel. Hier het iets gebeur, wat die duiwel, wat mag oor die dood gehad het, tot niet gemaak het. Goed? Die probleem van die mens hierso, was ook sonde. Sonde. Onthou, ek het vir jou in Romeine 5 gelees, en ek sal dit gou weer lees vir jou, in Romeine hoofstuk 5, in vers 12, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en die sonde die dood, so het die dood tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Goed, so die sonde was ook 'n probleem. So Jesus moes iets aan die sonde doen, en aan die duiwel. Aan die sonde moes hy iets doen, en aan die duiwel. Kom ons kyk nou na Jesaja, hoofstuk 59, Jesaja 59 vers 1. Kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te swaar om te hoor nie, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. So, sonde het sy aangesig vir ons verberg. God se aangesig vir ons is verberg deur sondes. Hy wil help, maar hy sê, julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg. So die sondes het sy aangesig vir julle verberg. Maar nou weet ons, in die Ou Testament het God tog met Moses gepraat. Hy het met Elia gepraat. En hoe kon hy? Hoe kon hy? En nou gaan ek iets hierso behandel, wat vir jou baie mooi sal wys, dat God is dieselfde, gister, vandag en tot in ewigheid, is God dieselfde. Reg. Nou, ek wil nou mooi konsentreer, wat ek vir jou wil wys, want jy moet nou mooi sien, in Genesis hoofstuk 3, nadat hulle geëet het, het hulle nou gesterf. So die dood het toe begin deurdring in hulle liggame. En die oomblik toe dit gebeur, toe sê God iets. Hy sê in vers 15, Genesis 3 vers 15, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die akskeen byt. Hy sê, hy gaan die slang se kop vermorsel. Die slang, Satan, se kop vermorsel. Hier is die belofte van Jesus se koms. Goed? Nou kyk nou wat doen God ook. Hy maak vir hulle klere, vir Adam en Eva. Kom ek lees eers vir jou Genesis 2 vers 25. En hulle was albei naak, die mens en sy vrou,
maar hulle het hulle nie geskaam nie. Hulle was naak, hulle het hulle nie geskaam nie. En toe eet hulle in hoofstuk 3, toe hulle eet, gebeur daar iets. Vers 6, toe sien die vrou, vers 7, toe gaan albei se oë oop en hulle word gewaar dat hulle naak is. Hulle sien toe hulle naaktheid. Vers 9, toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? En hy antwoord, ek het 'n geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. So, hulle het gevrees en hulle kruip weg vir God. Kan jy sien hoe sonde 'n skeidsmuur maak tussen hulle en God? God sê, Adam, waar is jy? En hulle kruip weg. Hulle sien dat hulle naak is. Hulle kry skaam vir hulle self, want hulle was naak. Ek meen, hoekom het hulle nie in vers 25 van Genesis 2 sê dit en hulle was albei naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hulle nie geskaam nie. Hoekom nie? Hulle was naak, maar hulle het nie geskaam nie. Die skaamte het ingekom in Genesis 3 na hulle geëet het. Nou, hoekom is dit so? Jy sien, toe hulle vir God geken het, toe hulle lewend was, toe was hulle bekleed met die heerlikheid van God. Hulle was bekleed, hulle was nie skaam nie, hulle het nie gevrees nie. Vrees en skaamte het ingekom by alle mense. Vrees en skaamte. 'n Sondaar, iemand wat in die dood lewe, die sondaar, hy skaam en hy leef in vrees. Daarom kom hy nie na die lig toe nie. En dit is wat Jesus gesê het. Hy wat in die duisternis wandel, kom nie na die lig toe nie, sodat sy werke nie geopenbaar kan word nie. Hy hou nie van die lig nie. En hy besef nie dat hy moet na die lig toe kom, want die lig, hierso, die lig gaan hom 'n nuwe lewe gee. Maar sy skaamte en sy vrees hou hom weg. En dit is hoekom die Bybel sê in Matteus 28, gaan dan heen en verkondig aan die wêreld die evangelie. Ons moet gaan, en dit is hoekom ek na jou toe kom, en hoekom ek en jy na die wêreld toe moet gaan, en vir hulle vertel van hierdie blye nuus, dat daar is gedeel met ons sonde. Daar is gedeel met die duiwel aan die kruis. En dit is die goeie nuus. En dit is vir elkeen van ons. Goed, in Genesis 3 wil ek nou vir jou wys wat gebeur dat God maak toe klere. Kyk nou vers 21, Genesis 3 vers 21. En die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle dit aangetrek. Onthou, hulle het hulle nou geklee met vyeblare, né? Maar God kom en hy beklee hulle met 'n vel. Die Here het, vers 21, en die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle dit aangetrek. So, om die rokke van vel aan te trek, moes iets doodgaan. Reg? Iets moes sterf. En 'n dier het gesterf. En toe word hy beklee. Nou wil ek vir jou wys. In Galasiërs, dis nou heel in die Nuwe Testament. Heel in die Nuwe Testament, in Galasiërs. Dis nou weer nadat Jesus gekruisig is Galasiërs geskryf. En Paulus, deur die Heilige Gees, wys vir ons hierdie ding. En hy sê hierso, in Galasiërs hoofstuk 3, vers 13. Vers 13. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Jesus
is aan die houtkruis vasgespijker. Hy het 'n vloek vir ons geword. Hier's ons. Jesus het 'n vloek vir ons geword. En hy is aan die kruis vasgespijker. Jesus het dit gedoen. Nou wil ek net vir jou wys, hierso het God 'n dier laat doodgaan, of doodgemaak, en die klere is vir die mens aangetrek. Reg? Nou kyk nou na die boek van Hebreërs. In die boek van Hebreërs. Nou, in Hebreërs praat dit baie oor die bloed van bokke en die bloed van stiere ensovoorts. In Hebreërs hoofstuk 10. In hoofstuk 10, vers 3 staan daar, maar in die offers is daar jaar na jaar 'n herinnering aan die sondes, want die bloed van stiere en bokke kon onmoontlik die sondes wegneem. Bloed in die Ou Testament kon nie die sondes wegneem nie. Maar wat het dit gedoen? Dit het die sondes bedek. Dit het die sondes bedek. Die sondes van Adam en Eva en die mense in die Ou Testament is bedek deur die bloed. Deur die bloed van wat? Deur die bloed van bokke en stiere. Die bloed was 'n bedekking oor die sondes. God kon met die mens kommunikeer, maar die mens was geestelik dood. Maar God kon met hom kommunikeer, omdat daar reeds bloed was wat die sondes bedek het. Soos wat ons aangaan, sal hierdie dinge baie meer sin maak vir jou. Maar ek wil net vir jou sê, dat die bloed was die bedekking van die sondes. En die bloed het gewys op iemand se bloed wat sou kom. Nou, ons is by Hebreërs hoofstuk 10, laat ek vir jou lees in vers 14. Want deur een offer het hy, Jesus, vir altyd volmaak die wat geheilig word, deur een offer. In vers 10, deur hierdie wil is ons geheilig, deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net eenmaal. Hierdie offer is net een keer gebring. Hierdie offers is aanhoudend gebring. Offers van bloed is gebring. Want die bloed het die sondes bedek. En toe kon God met die mens kommunikeer. Want die bloed het die sondes bedek. God en sondes werk nie saam nie. Sondes moes bedek word en dis hoe God met die mens gekommunikeer het. Goed, kom ons gaan aan en ons gaan bietjie terug nou weer na hierdie probleem van die mens. En ek het vir jou gelees Jesaja hoofstuk 59. Kom ek lees hom weer vir jou. Jesaja 59 vers 2. Maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. So, hier's die dood, en dit het sy aangesig vir ons verberg, maar toe die offerande kom, die bloed, toe kon hy met die mens kommunikeer. Solank die mens hierdie werk van God, hierdie bloed aanvaar het, en nie sy eie bedekking gemaak het nie, maar God se bedekking gebruik het, kon God met hom kommunikeer. En dit is wat gebeur het. En nou kom die wet in. Hierso kom die wet in. Nou kom ek lees vir jou in Galasiërs weer, wanneer die wet ingekom het. In Galasiërs hoofstuk 3. Dit praat oor Abraham. Nou Abraham was hier tussenin, hierso. Dit sê in vers 17. Kom ons lees vers 16 en dan 17. Galasiërs 3 vers 16. Nou is aan Abraham die beloftes toegesê aan sy saad. Hy sê nie en aan die saade asof dit op baie sien nie, maar op een,
en aan jou saad, dit is Christus. Maar ek sê dit, die wet wat 430 jaar later gekom het, na Abraham, 430 jaar later, toe kom die wet deur Moses. Die wet kon nie die beloftes kragteloos maak nie. Dit sê, maar ek sê dit, die wet wat 430 jaar later gekom het, maak die verbond wat deur God in Christus van tevore bekragtig is, nie kragteloos om die belofte tot niet te maak nie. Goed, daar's 'n belofte gegee aan die mens, maar die wet wat ingekom het, maak hierdie belofte nie kragteloos nie. Wat is die belofte? Die belofte is dat ek en jy kinders van God genoem kan word. Kinders. Dis die belofte van God. Dis wat God vir hulle beloof het, dat die duiwel se kop sal vermorsel word en hulle sal die aanneming tot kinders ontvang. Kom ek lees vir jou Galasiërs hoofstuk 4. Dit sê dit baie duidelik. In Galasiërs hoofstuk 4 vers 4 sê, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun gestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. En omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur, en hy roep Abba Vader. Daarom is jy nie meer diensknegt nie, maar kind, en as jy kind is, dan ook erfgenaam van God deur Christus. Goed, so die kindskap was die belofte. Nou, as jy in Efesiërs hoofstuk 2 kyk, dit is 'n mooi gedeelte om te sien. In Efesiërs hoofstuk 2, in vers 12, praat dit oor hierdie mense hierso. Hy sê, dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel, en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Dit praat van ons, dit praat nie van die Jode nie, dit praat van ons. Kom ons noem ons heidene, hierso. Dit sê ons, was ver van hierdie beloftes af. En die Jode, dis aan hulle, aan Abraham en sy nageslag, wat hierdie beloftes gegee is. Maar nou sê Efesiërs 2, dat ons ook deelgenote word van die beloftes. En in vers, laat ek dit vir jou lees, in Efesiërs 2, dis so mooi, in vers 12 sê dit, dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel, en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou, in Christus Jesus, hierso, in Christus Jesus, het julle, die heidene, dis nou ons, wat vroeër ver was, naby gekom, deur die bloed van Christus. Want hy, Jesus, is ons vrede, hy wat albei een gemaak het, en die middelmuur van skeiding afgebreek het. Goed, tussen die Jode en die heidene was daar 'n muur, en Jesus aan die kruis het albei een gemaak. So die Jode en die heidene word een in Christus. Daarso. Goed, kyk nou mooi. Hy sê in vers 15, deurdat hy in sy vlees, die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insetting bestaan, sodat hy deur die vrede te maak, die twee in homself tot een nuwe mens kon skep, en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat hy daaraan die vyandskap doodgemaak het. Deur die vyandskap tussen die Jode en die heidene is hier tot niet gemaak. En hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was, dis nou ons hierso, wat ver was, en aan die wat naby was, want deur hom
het ons albei die toegang deur een Gees tot die Vader. Deur hom, deur Jesus, het ons die toegang deur een Gees tot een Vader. Hier is die Vader, en die Vader sê, Jesus sê, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie, deur Jesus nie. So, ons het toegang tot die Vader, deur een Gees, en deur Jesus Christus, het ons nou toegang. Vers 18, want deur hom het ons albei die toegang deur een Gees tot die Vader. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie. So ons was vreemdelinge en bywoners. Ons is dit nie meer nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Ons word nou medeburgers van die huisgenote van God. Jode en heidene saamgevoeg in Christus, in God. Reg? In wie die hele gebou goed saamgevoeg verrys tot 'n heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. So, hier is ek en jy nou. Ek en jy is in Christus. Aan die kruis het iets met die sonde gebeur en iets het met die duiwel gebeur. Ek het vir jou gelees dat die duiwel se kop vermorsel is. Ek het vir jou nog nie gelees oor die sonde nie. Ek het vir jou 'n paar skriffies gelees in Hebreërs, maar kom ons kyk nou na Johannes hoofstuk 1. Johannes hoofstuk 1. Johannes sien vir Jesus. In Johannes hoofstuk 1 vers 29. Kyk nou hoe mooi is dit. In Johannes 1 vers 29 kyk Johannes op en hy sien vir Jesus. Hy sê, die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom. En hy sê, daar is die lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem. Daar is die lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem. Johannes was besig om mense te doop. En toe sien hy vir Jesus kom. Jesus was op hierdie stadium 30 jaar oud. En hy sê, kyk, die lam van God. Daar is die lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem. Dis die lam, wat die sondes wegneem. Hierdie bloed van bokke en stiere kon die sondes nie wegneem nie. Dit het dit bedek. Maar, toe Jesus kom, toe sê Johannes, dit is die lam van God, wat die sondes van die wêreld sal wegneem. En dit is 'n fantastiese ding. As ons dit kan sien, dat ek en jy vry kan wees van sonde. Ons sondes is weggeneem deur Jesus Christus. Kom ek lees vir jou in Romeine hoofstuk 5, wat Paulus van hierdie ding sê. Nou ek sê Paulus sê dit, maar dis die Heilige Gees wat dit sê, nê? En ou moet dit altyd onthou, dis nie Paulus nie, hy skryf maar net, maar dis die Heilige Gees wat dit sê. In Romeine hoofstuk 5, in vers 18, sê dit, daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het. Een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het. So ook is dit deur een daad van geregtigheid. Een daad van geregtigheid, dis nou Jesus, vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. So, hier het die dood ingedring tot alle mense, deur een mens, Adam. Maar deur een mens, Jesus Christus, ek noem hom, wat die Bybel sê, die laaste Adam. Deur een mens, Jesus Christus, het regverdigmaking na baie mense toe deurgekom. Hier is hulle. Jy sien, hierdie mens het die dood gehad. Hierdie mense het die lewe. En dit is wat so fantasties is. Hoe het jy hierdie dood deelagtig geword? Deur gebore te word op die aarde.
hoe kan jy hierdie lewe deelagtig word? Deur weer gebore te word. Weer. Hier was jy gebore uit die mens, Adam. En hier word jy weer gebore uit die Gees van God. Nou kom ek lees dit vir jou. Dis die plan wat God gemaak het. Dit maak my opgewonde. Dit is wat God gedoen het vir jou en vir my. Kom ek lees dit vir jou in Johannes hoofstuk 3. Praat Jesus met Nikodemus. En kyk wat sê hy vir hom. Nou onthou nou, Nikodemus is nou voor die kruisiging. Hier leef Nikodemus. En Jesus kom en Jesus praat met hom. In Johannes hoofstuk 3, vers 3. En Jesus sê vir Nikodemus, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. As iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. In vers 6 sê dit, in vers 4, vers 5, Jesus antwoord, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word, nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Goed, in vers 3 sê hy kan dit nie sien nie. In vers 5 sê hy kan dit nie ingaan nie. So hy kan dit nie ingaan nie en hy kan dit nie sien nie, as hy nie weergebore is nie. So wat hier met Adam en Eva gebeur het, is, hulle kon nie die koninkryk van God sien nie, hulle kon dit nie ingaan nie. Hulle was in, maar toe gaan hulle uit. Hulle sterf, ten opsigte van die koninkryk van God. Hulle sterf. En God sê van hulle, Jesus sê, julle moet weergebore word. As julle nie weergebore word nie, kan julle die koninkryk van God nie sien nie, julle kan nie daar ingaan nie. En dit is wat God kom doen het deur Jesus Christus, om vir my en jou 'n weg te maak, sodat ons weergebore kan word. Kyk in Johannes 2, wat sê Jesus vir van die mense hierso? In vers 24. Onthou, ek het vir jou in die vorige Bybelstudie gewys, Jesus het gesê, uit die hart van die mens kom die slegte dinge, né? Nou kyk nou wat sê Jesus in Johannes 2 vers 24 en 25. Maar Jesus het homself aan hulle nie toevertrou nie, omdat hy almal geken het, en omdat hy nie nodig gehad het, dat iemand van die mens sou getuig nie, want hy self het geweet, wat in die mens is. Jesus het geweet, wat in die mens is. En Jesus was op pad kruis toe, om dit wat in die mens is, uit te haal, sodat hy weer 'n nuwe mens kan word. Dis wat Jesus kom doen het. Kyk wat sê Jesus in Lukas 9, praat hy ook oor die mens. Kyk nou in Lukas 9, laat ek vir jou dit wys hierso. In Lukas 9, hier by vers 54 rond. Ja, in vers 54, dit is die storie van waar Johannes, hy sê, Jakobus en Johannes het gesê, kyk, hulle wou nie Jesus moet deur 'n sekere stad gaan nie, die mense daar. Toe sê Johannes en Jakobus, kan ons nie vuur vra van die hemel af, om hierdie ouens dood te brand nie? En kyk nou wat sê Jesus in vers 54, sê Johannes en Jakobus, en toe sy disippels Jakobus en Johannes dit sien, sê hulle, Here, wil jy nie hê dat ons vuur van die hemel afdaal, het afdaal en hulle verteer, soos Elia ook gedoen het nie? Vers 55, luister nou wat sê Jesus. Maar hy draai hom om en bestraf hulle. En sê, julle weet nie van hoedanige gees julle is nie. Hoedanige gees? Die gees van die wêreld. Hulle was mense wat moes weergebore word. Maar hulle kon nie weergebore word op daardie stadium nie, want Jesus het nog nie gesterf nie, Jesus het nog nie die sonde tot niet gemaak nie. Jesus maak die sonde tot niet, sodat ek en jy kinders van God kan word. Jy verstaan? So,
Jesus sê, julle weet nie van watter gees julle is nie. Ai, nou, net 'n skrifgedeelte in Johannes 4 is so mooi. In Johannes 4 vers 24 sê dit in vers 23, jammer 23, maar daar kom 'n uur, sê Jesus, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so sal aanbid. In gees en in waarheid. Dan in vers 24, God is gees en die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. So, God soek mense wat hom in gees en in waarheid sal aanbid. Maar hier voor die kruisiging, sê Jesus, julle weet nie van watter gees julle is nie. En Jesus kom om vir ons 'n nuwe lewe te gee. En dit word genoem die wedergeboorte. Die wedergeboorte maak dat ons 'n nuwe gees in ons binneste kry. En dan begin daardie gees begin werk in ons, sodat ons meer en meer lewend sal word vir God in Jesus Christus, sodat ons die blye evangelie kan ervaar in ons lewe, waar ons hier diensknegte was van die sonde, word ons hier in die nuwe lewe, word ons diensknegte van geregtigheid, van gehoorsaamheid aan God. En dit is wat Jesus kom doen het. So Jesus het vir ons 'n werk kom doen, sodat ek en jy weergebore kan word. Dit is vir my so fantasties. Dit is vir my absoluut die evangelie. Die evangelie is die goeie nuus. As dit nie goeie nuus is vir jou nie, is dit nie die evangelie nie. En hierdie is vir my goeie nuus, dat ek het 'n probleem gehad, en Jesus kom, en hy doen iets, en hy sê, as ek dit net aanvaar, en daarmee wil ek afsluit, in Romeine hoofstuk 10, sê dit, as jy met jou mond, Jesus bely, as jou baas, jou Here, en glo in jou hart, dat God hom opgewek het uit die dood uit, dan sal jy gered word. Hoekom is dit belangrik? Het is belangrik om Jesus te bely met jou mond en te glo dat God hom opgewek het uit die dood uit. Want toe hy sterf, toe het iets gebeur met jou. En ek kan dit vir jou lees in Romeine hoofstuk 6, vers 6 sê dit, jy het ook gesterf toe hy sterf. Hoekom? Want die loon van hierdie sonde is die dood. Jy moes sterf. As jy gesterf het, nie kan jy nie lewe nie. En dis hoekom Jesus na die kruis toe is, sodat jy kan lewe. Hy is eintlik kruis toe, sodat jy kan sterwe. En hy is begrawe, sodat jy begrawe kon word. En hy het opgestaan, sodat jy opgestaan kan wees in 'n nuwe lewe. Jy sien wat gebeur het? Dis wat Jesus kom doen het. Deur een mens het die sonde ingekom. En ek wil daarmee afsluit wat ek vir jou gesê het. In Romeine hoofstuk 5 wil ek vir jou dit wys. In Romeine hoofstuk 5 in Romeine 5 sê dit in vers 17. Want as ten gevolge van die misdaad van die een, die misdaad van die een, die dood geheers het deur die een. Die dood geheers het deur die een. Veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade, dis die kruisiging, hy is gekruisig vir ons, nee? Die oorvloed van genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die een Jesus Christus. So kan jy sien, deur een mens het die dood tot alle mense deurgedring. En deur een mens, Jesus Christus, het die geregtigheid en die genade gekom. In Johannes 1 sê dit, genade en waarheid het deur Jesus Christus gekom. So deur die een mens Jesus Christus,
kom hierdie genade na my en jou toe. En as ek en jy nou, volgens Romeine 10, kyk nou mooi Romeine 10, wat is ons taak? Romeine 10 vers 9, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Dis wat dit is. As jy met jou mond, dis al wat jy moet doen, met jou mond, Jesus bely as jou Here, en glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Glo jy dit? Jy kan nou bid, en jy kan sê, Jesus, ek aanvaar U as my Here, ek glo dat U vir my gesterf het. Jy kan dit doen. Ek het dit gedoen, soos ek jou in die eerste lesing gesê het, toe ek 18 jaar oud was, het ek, die persoon het gesê, die mense kan vorentoe kom, wat Jesus wil aanneem as hulle verlosser. Ek het dit nie gedoen nie, ek het in my stoel gesit, en ek het gesê, Jesus, as U werklik die weg is en die waarheid is, wil ek U vandag aanvaar as my Here. En ek sou sê, daai dag, toe ek dit doen, net daarna, was dit asof 'n juk van my afgeval het. En ek het 'n nuwe lewe gehad. En die Here het in hierdie jare, ek dink nou 36 jaar, 1976 was dit. In hierdie jare het hy my nog nooit teleurgestel nie. Nog nooit begewe of verlaat nie. Ek het 'n wonderlike vrou, ek het kinders, ek het seën in my lewe. Maar dit is die vrug van wat Jesus gedoen het. En as ek en jy glo in wat Jesus gedoen het, kom hierdie vrug in ons lewens. Ek sê jou sê, jy sal die vrug sien as jy begin glo in Jesus Christus. Want hy het vir ons 'n prys betaal, sodat ek en jy 'n nuwe lewe kan hê. Wil jy nie nou daar waar jy is, vir Jesus vra om jou Here te word nie? Kom ons bid saam. Jy kan selfe gebed bid as ek, of jy kan jou eie woorde bid. Maak nie saak nie, dis nie in 'n formule nie. Dit is in jou hart. Glo jy in Jesus Christus? Sê dit vir hom. Kom ons bid saam. Jesus, ons aanvaar U. Ek aanvaar U as my Here en my meester. Ek glo Jesus dat U vir my gesterf het en dat U opgestaan het. Dankie Jesus dat U nou lewe in my inblaas, Here. En in my hoorder, Here, dat hy of sy kan lewe kry. Dankie vir daai lewe. Here Jesus, ons wil U dien. Die res van ons lewe wil ons aan U wy, want U het ons gered, het vir ons 'n nuwe lewe kom gee, en ons wil U dien, Here. Dankie vir dit, in Jesus naam. Amen.